Goeienaand. Moenie die vuur van die Heilige Gees blus nie. In aansluiting by ons vorige aandgesprek oor die vuur wat aangeblaas moet word, fokus ons vanaand noodgedwonge ook op die feit dat die vuur geblus kan word. Dit kan gebeur dat 'n vuur nie genoeg suurstof kry nie. Dan word die vlamme al hoe kleiner en gaan dit dood en die gloeiende kole begin naderhand swart word en as jy dit los, word dit heeltemal dood. Hierdie beeld van 'n vuur en die Heilige Gees word deur Paulus wanneer hy aan die Tessalonisense skryf, is negatief gebruik wanneer hy skryf. Lees vanaand uit die ouer vertaling in Tessalonisense 5 vers 16 tot 22. Wees altyd deur bly, bid sonder ophou, wees in alles dankbaar, want dit is die wil van God in Christus Jesus oor julle. Blus die Gees nie uit nie. Verag die profesie nie. Beproef alle dinge. Behou die goeie. Onthou julle van elke vorm van kwaad. Te midde van 'n aantal slotopdragte aan gelowiges om te waak en te werk, kom die opdrag dat hulle nie die Gees moet blus nie. Die nuwe vertaling wat meer verklarend vertaal, stel dit so: moenie die werk van die Heilige Gees teenstaan nie. Dit blyk dat, anders as byvoorbeeld die gemeente in Korinte, waar sekere gawes hoër as ander geag is, die gawes in die gemeente in Thessalonika verhinder is om na behore te funksioneer. Die gawe van profesie is gering geskat. Waarskynlik in teenreaksie op mense wat in daardie tyd om selfsugtige redes voorgegee het dat hulle die gawe van profesie het. Waarskynlik daarom het die gemeente, soos ons ook maar geneig is om te doen, hierdie spesifieke gawe gering geag. Deur dit te doen, is die kragtige werking van die Gees in die gemeente verhinder. Dit is soos om koue water op 'n vuur te gooi. So is die kragtige werking van die Gees algaande gedemp en het dit dowwer en dowwer begin brand en gedreig om heeltemal geblus te word. Nee, so moet dit nie wees nie. Gawes moet wel beproef word, maar die goeie moet behou word. Die kind moet by wyse van spreuke nie saam met die badwater weggegooi word. Die woord van die Here spreek hard tot ons wat in ons kerklike tradisie die gawes van die Gees onderskat en onderspeel. Dit spreek hard tot 'n tradisie waar die predikant en die gawes van ouderling en diakens amper die enigste gawes is wat erken word. Dit spreek hard tot predikante wat in beheer wil wees van alles in die gemeente. Vrees dat ander foute sal maak. Vrees dat ander dalk iets beter as hulle sal doen. Of selfs vrees dat in die menslike hiërargie dit sal blyk dat ander tog belangriker as jy self is. Dryf predikante om gawes te ontken, te misken, te blus. Dit spreek ook hard tot passiewe lidmate wat nie die vrymoedigheid neem om die gawes van die Here te gebruik nie. Mense wat altyd voel hulle moet eers toestemming kry voordat hulle iets doen waarvoor die Here hulle roep. En ons moet ruimte skep vir die kragtige werking van die Heilige Gees in ons en in ons gemeente se lewe. Ons moet die gawes van die krag van die Gees gebruik, altyd met liefde en selfbeheersing. Ons moet die gawes toets en nie by voorbaat immers koue water daarop gooi nie. En as dit volgens die wil van die Here is, moet ons dit aanvaar, komende van die Heilige Gees. Anders blus ons die Heilige Gees self. Anders sal ons nie die kragtige werking van die Heilige Gees ervaar nie. Nee, skryf Paulus in Efesiërs 4, ons moet in liefde by die waarheid bly en so in alle opsigte groei na Christus toe. Hy is immers die hoof en uit hom groei die hele liggaam. Die verskillende liggaamsdele pas by mekaar en vorm same eenheid en elkeen van hulle vervul sy eie funksie. So bou die liggaam homself op in liefde. Goeiedag.